Die gras verdof en die blom verwelk, maar die woord van die Here staan vir ewig. Daarom is dit nou my gebed, Here, dat die woorde van my lippe en die oordenkinge van ons harte welbehaaglik sal wees in U oë. Amen. Om ons verrigtinge dan nou voor te sit, broers en susters, gaan ons saam sing van lied nommer 80, Hymn Number 80. Ons gaan dit staande sing, né? Ons gaan nou oor om te kniel. Diegene wat nie kan kniel nie, kan maar net so in die bank sit. Liefdevolle God en Hemelse Vader, o Here, wat 'n voorreg is dit nie om weer eens ons oë te kan ophef na U daarbo. Here, met 'n dankbare hart vanmôre dat wat U vir ons gedoen het, ook hierdie afgelope week. Baie dankie, Here, vir U liefde en U genade, wat U oor ons uitgestort het, die afgelope week, Here. O Hemelse Vader, ons wil in besonder dan nou vanmôre baie spesiaal bid vir hulle, wat hierdie afgelope week by 'n oop graf gestaan het. Ons bid in besonder vir hulle wat siek is, vir hulle wat minder bevoorregd is, Here. Ons bid in besonder vir hulle wat siek is, wat hartseer is, Here. Maar o Here, ons wil dan ook vir U vra, Here, dat U baie spesiaal, ook vir hulle wat teleurgesteld is in die lewe, wat miskien mismoedig is, bid en laat U hulle sal ophef, Here. O Here, soos ons reeds vanmôre weer met gehoor het met die voorprogram, Here, as ons maar net in elke iets die dankbaarheid van U hand kan raak sien.
O Here, ons wil dan vir U vra vanmôre om in besonder van sitplek tot sitplek te gaan. O Here, ons wil vir U vra dat U elke hart sal aanraak vanmôre met dit wat na ons toe sal kom. Ons wil ook dan baie spesiaal vra, Here, dat U ons verstande sal verhelder, sodat ons sal hoor en sal verstaan wat U vanoggend vir ons uit U woord uit wil sê. Gaan met broer Pieter wat vir ons die brood van die lewe sal breek. Wil U sy lippe aanraak, Here, sodat hy die woorde van U sal spreek en nie die woorde van die mens nie. Ons vra en ons bid dit alleen om genade. Amen. Ons gaan nou vir die diakon en diakonesse vra om vir ons die offergawes op te neem, asseblief. Sluit net die oë. O Here, ons is maar nietig. Ons het niks. Alles behoort aan U. Maar Here, die klein bietjie wat ons vanmôre na vore bring. Here, bring ons by die gesindheid. Here, wat ons graag wil hê dat U moet weet. Here, dat ons dit uit liefde uit na U toe bring. Met 'n dankbare hart vir dit wat U vir ons beteken het hier afgelope jaar en die afgelope week. Here, seën hierdie offergawes, vermenigvuldig dit, Here, en ook hierdie tiendes, sodat U werk op aarde klaar gemaak kan word, want Here, ons wil graag huis toe gaan. Amen. Ons gaan nie 'n tweede lied sing nie, maar ons gaan 'n spesiale item hê. Baie dankie, David. Faithfulness, O God, my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be.
David. Hierdie afgelope week was ek weer verstom oor die humorsin van die Here. Verlede week was vir my insiggewend oor die wysheid van die Here en hoe hy dinge net in beheer is. Maar hierdie week het ek weer stil gestaan en, soos ek sê, oor die humorsin van die Here. Vir die van die wat verlede Sabbat hier was, vir alle praktiese redes het ek boodskap gepreek oor Paulus se afskeidspreek en ons sou vanoggend 'n gasspreker gehad het wat hier gestaan het. Maar vanweë omstandighede, my kommunikasie was 'n probleem gewees, maar het dinge nou so uitgedraai, omstandighede so uitgedraai, dat ek vanoggend weer hier voor u staan. En dit is, waar ek verlede week, kan jy onthou, diegene wat hier was, het ek al gepraat oor aftree ook, en ek dink, die Here wou vir my gesê het, met jy nie Genesis 3 vers 19 vergeet nie, in die sweet van jou aangesig, sal jy jou brood verdien. En, welgeliefdes, dit is vir my vanoggend weer 'n voorreg om die woord vir u te open en u kan so lank blaai na Psalm 10 toe as u wil lees in die woord en wil volg in die Bybel. Baie welkom ook aan diegene wat inluister oor die digitale media en op YouTube na die boodskap kyk. Soos ek sê, ja, die afgelope week, ons sou 'n gasspreker gehad het, en ek dink Dinsdag aand, het ek nou eers gehoor, dat hy, eintlik maar Woensdag, dat hy nie meer kan kom nie. So, my voorbereiding, het ek maar baie op die kalwers, kalwers mee geploeg, van wat ander geleerdes gesê het. Die afgelope week het ek gelees van 'n gesin ook, toe hulle kinders jonk was, het hulle die speletjie, of die gewoonte gehad, tydens aandete, dan het hulle om die tafel gegaan, en elke persoon moes die laagtepunt en die hoogtepunt van die dag gegee het. En een van hulle seuns het na 'n tyd, was hy nou nie meer ten gunste, of moes die mens hiervoor lus nie, en toe dit nou sy beurt is, toe sê hy, my hoogtepunt, is dat ek nie 'n laagtepunt gehad het nie, en my laagtepunt, is dat ek nie 'n hoogtepunt gehad het nie. Wel, die gesin soos ons, hulle het ook gelag daaroor, maar hulle het hom nie so maklik laat vrywaar daarvan nie, en hy moes ook maar vertel het, wat sy hoogtepunt en laagtepunt was. Die lewe is meestal ook so. Dit het beide hoogtepunte en laagtepunte. En op hierdie oomblik wil ek vir u noem, die wat die was met die Sabbatskool uitleiding, of as jy dit digitaal luister, of geluister het, dan sal jy dink ek en Ronel het voor die tyd nou afbespreek, waaroor sy gaan praat en waaroor ek gaan praat. En net vir agtergrondinligting, ons deel nie met mekaar ons boodskappe voor die tyd nie. Ek het altyd vir haar my preek gewoonlik gegee, sy moet hom lees en bietjie mooi maak, maar sy sê dan, hoor sy nie meer die boodskap nie. So, ons deel nie ons boodskappe met mekaar nie, maar dit is hoe die Heilige Gees werk, hoe ons boodskappe mekaar ook aanvul, wat sy vanoggend gesê het, en wat vanoggend sy boodskap was, of gaan wees. Die lewe het beide hoogtepunte en laagtepunte. En vir die nuwe Amsterdams, die lys wat vanoggend gelees is, wil ek ook amper sê, u bediening gaan ook hoogtepunte en laagtepunte hê. Tye van groot blydskap, waarin jy deel in die triomfe, die oorwinnings
en die mylpale in die lewe, of dalk van die bediening waartoe die Here u geroep het. Gevolglik sal jy ryke seëninge ervaar en alles omhels wat daarmee gepaard gaan. Maar die lewe kan ook laagtepunte, ontnigterende oomblikke hê, selfs oomblikke van intense laagtepunte. Daar sal mense wees wat u teleurstel, mense wat u vertrou het, wat u gaan verraai en in die rug gaan steek. Mense saam met wie ons onbaatsigtig gedien het, wat u sal teenstaan, nie van u hou nie, wat die pad vir u moeilik sal maak en dalk selfs openlik antagoniseer en u belaglik bespot. En dan wonder ons, gee God regtig om wanneer ons oorweldig word deur swaar kry, deur verdrukkinge en beproewings in die lewe? Gee enige iemand om? Almal van ons, selfs die mees geestelike volwasse onder ons, sal beproewinge in die gesig staar. Sommige meer erger beproewinge en ander weer meer beproewinge. Wanneer daar meer laagtepunte as hoogtepunte in ons lewe is, kan dit ontmoedigend word. Luister wat Paulus gesê het, hoe sy lewe was. Dink is alom bekend. Hy skryf in 2 Korintiërs 11, in arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op 1 na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreuk gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. U sal saamstem as ons hierdie lees van Paulus, dat hy laagtepunte, beproewinge en swaar kry in sy lewe gehad het. En ten spyte van al hierdie laste en hierdie bekommernisse, sê hy daar is een ding wat vir hom sterker opgeweeg het. En dit is die besorgdheid vir die siele waartoe God hom gestuur het, vir die kerke en die mense wat hy bedien het. Vers 28 sê hy, behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Die swaarste wat op Paulus hart gelê het, en dalk dieselfde vir my en vir u, is daardie oomblikke, wanneer ons die gewig van teleurstelling te swaar is, en ons voel dit op ons skouers, wanneer ons op die rand van moedeloosheid staan, en ontstel word, dalk ook op die rand van wanhoop. En die vraag vanoggend is, hoe gaan ek en u daarop reageer? In die jaar 1660 was daar 'n beroemde Puriteinse prediker, John Bunyan, wat hy is in hegtenis geneem. En hulle het hom daar in die Bedford-tronk gegooi, en dan hom meegedeel, hy kan vry wees, hy kan vrygelaat word, as hy weier om verder te preek. Net dit, as hy ophou om te preek, is hy 'n vry man. Maar hy het geweier, en vir die volgende 12 jaar, was hy agter tralies gewees. Sy kollegas in Engeland het baie dieselfde pad geloop, want na die herstel van koning Charles II op die troon, het baie vervolging teen die Puriteine gevolg. Dit was selfs onwettig om privaat Bybelstudies in huise te hou. Baie Puriteinse predikante het hulle werk verloor, hulle is vervolg en gevange geneem. En een van daardie gevangenes, een van daardie predikante,
was John Bunyan gewees. En gedurende daardie tyd, skryf hy een van die bekendste allegoriese verhale oor die Christense lewe, The Pilgrim's Progress. Ek weet nie wie van u dit al gelees het nie. Dit is 'n allegorie van die Christense pad na die hemelse stad toe. 'n Allegorie waarin die verhaal, die gebruike wat beskryf word, eintlik vir iets anders te voorstel. Die besonderhede stel 'n ander verhaal voor. Nou, een van die aangrypendste verhale, of aangrypendste tonele, een van die roerendste episodes in The Pilgrim's Progress, is waar Christian en sy metgesel Hopeful in die kerker is van die, wat is die skurk se naam? Giant Despair. Die skurke, Giant Despair, het hulle in sy tempel, Giant's Castle gegooi, of Doubting Castle, en daar sit hulle, en hulle word gemartel en getart, vervolg en getuister. En na 'n tyd van wanhoop roep Christian uit, Alas, what shall we do? Alas, what shall we do? En vanoggend is dalk die vraag dieselfde vir my en u, wanneer ons swaar tye in die gesig staar, seisoene van groot moeilikheid, wanneer ons uiterste moedeloosheid beleef, en self op die punt is om wanhoopig te wees, hoe sal ons reageer? Alas, what shall we do? Wel, die psalmis gaan ons help, en vanoggend gaan ons, daar is maar net die voorblad van die boek, en vanoggend gaan ons stil staan by 4 psalms, Psalm 10, 11, 12 en 13. 4 psalms wat in God se voorsienigheid en 'n opsetlike ontwerp die een na die ander na mekaar geplaas is in die psalmbundel. En hulle het een gemeenskaplike tema, en die tema is verdrukking en teëspoed. Ek praat van teëspoed, mens kan ook van teenspoed praat, het val net makliker vir my op my tong. Verlede Sabbat, so jy onthou, daai diens het Dirk melding gemaak van, dat het hierdie afgelope week, of afgelope jaar, afgelope tyd, maar swaar gegaan het, ek wil sê, nie net met die kerkraad nie, nie met leraar nie, selfs met die hele gemeente. En laat ons voor heel wat uitdagings gestaan het. Toepaslik is vanoggend se boodskap dan 3 van hierdie psalms wat ons gaan behandel is deur Dawid geskryf. Psalm 10 weet ons nie eintlik wie dit geskryf het nie, want die psalm self sê nie wie dit geskryf het nie. Maar die Bybelkommentaar sê dis 'n akrostiek van Psalm 9 wat wel deur Dawid geskryf is. So met alle praktiese doeleindes neem ek aan dat al 4 psalms gepen is deur Dawid. Moontlik Dawid, want hy het geweet wat dit is om swaar kry te beleef. En hierdie 4 psalms, gaan ons sien, behandel 4 vrae en die antwoord op teëspoed. En dit gaan ook die riglyn, die vorm wees vir ons boodskap vanoggend. Dawid het goed verstaan en hy het teëspoed en probleme trotseer. Hy was ook teleurgesteld en moedeloos. Hy het geweet wat dit beteken om ontstel te word deur mense rondom jou, mense wat die lewe 'n uitdaging maak. Dink byvoorbeeld aan Dawid en Goliat. Ons almal ken die verhaal, maar dit was eintlik volgens my een van sy minste probleme gewees. Daarna, onthou ons, moes hy weghardloop vir sy skoonpa Saul. Later was hy die episode met Absalom, wat sy eie seun, wat teen hom gedraai het. En toe nog later nog 'n seun, Adonai, wat die troon vir homself wou toegeëien het. Dawid het voortdurend teëspoed, swaar kry, moeilikheid
en uitdagings in die gesig gestaar. En daarom, hierdie 4 psalms, dink ek kon hy neergepen het. En hy vra wat ek en u ook in dieselfde omstandighede vra. 4 vrae vir in tye van teëspoed. Die eerste vraag kry ons in Psalm 10, en sommer daar heel in die eerste versie. O Here, waarom staan u so ver weg en hou u verborge in tye van benoudheid? En die eerste vraag, waarom? Die Psalm begin met 'n dramatiese beeld. God se oënskynlikheid, onverskilligheid teenoor hierdie psalmdigter se moeilikheid. 'n Tyd wanneer die ingryping reeds verwag word dat die Here moet ingryp. En die eerste vraag wat Dawid vra, of die psalmdigter, is die vraag wat so dikwels gevra word in tye van teëspoed, verdrukkinge en beproewinge. Waarom? Waarom het dit met my gebeur? Waarom moet ek hierdeur gaan? Waarom verdien ek dit? En die psalmis is eintlik nogal tot die punt, as hy nie net vra waarom nie, maar hy sê, Here, waarom laat u dit gebeur? Here, hoekom doen u niks daaraan nie? Hoekom bly u op die kantlyn staan? En die volgende verse gee konteks daaraan, hoe God die swakkes, die vyande, wat die swakkes onderdruk, teen hulle optree. Hy verduidelik eintlik hoe die swakkes optree. In sy trotsheid vervolg die goddelose die elendige, laat hulle gekruip word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel, en hy seën hom wat onregtige wins maak. Hy verag die Here, die goddelose, met sy neus in die hoogte sê hy ondersoek nie, daar is geen God nie, dit is als sy gedagtes. En in vers 5 tot 11 gaan hy voort, en hy praat oor hierdie hoogmoed en oënskynlike voorspoed van die goddelose en die roofsugtige aard van hulle handel. En dit is half die kultuur waarin ek en u ook lewe. Mense wat optree asof daar geen God is nie. Of indien hulle sê dat daar 'n God is, dat hy niks omgee nie. Hy meng hom nie in nie. En hierdie praktiese ateïsme is brandstof vir hulle oop rebellie. Daar sal tye in my en u lewe kom, ook in die bediening van die amptdraers. Daar sal mense in die wêreld wees, wat lyk asof hulle hals oor kop in sonde en goddeloosheid hardloop. En hulle lewe sal blyk asof dit baie beter met hulle gaan as met ons. U wat vertrou op die Here, u wat ingestem het om volgende jaar 'n ampt vir hom te beklee. Dis in sulke omstandighede, wanneer u in die hart kan uitroep, dieselfde vraag as wat Dawid gevra het. O Here, waarom staan u so ver weg en hou u verborge in tye van benoudheid? Waarom gebeur dit? Waarom doen u niks daaraan nie? U sal beslis sulke tye teekom, indien die nie alreeds nie. Tye van diep teleurstelling, moedeloosheid, hartseer en net seer. En veroorsaak deur mense na wie God u geroep het, vriende in u binnekring met wie u saam beleef het. 2 Timoteus 3, ons het dit verlede Sabbat ook aangeraak, sê Paulus, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. En ons het verlede week stilgestaan by die verdrukkinge wat Paulus beleef het. Die eerste vraag, waarom? Maar dan het ons ook 'n tweede vraag, en dit vind ons in Psalm 11. En die konteks daarvoor word eers gegee voor die vraag gevra word. By die Here skuil ek, hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Want kyk,
Die goddelose span die boog, hulle het hulle pyl op die snaar reggesit, om in die donker te skiet na die opregtes van hart. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? En dit is die volgende vraag in paniek, in tye van teëspoed, swaar kry. Wat gaan ons doen? Wat kan ons doen? Alas, what shall we do? Ons leef ook in 'n kultuur wat dit toenemend vyhandig geword het om vyhandig te staan teenoor die evangelie van God. Mense wat antagonisties is teenoor Bybelse moraliteit. En selfs, glo ek hier aan die suidpunt van Afrika, gaan gelowiges en volgelinge van Jesus Christus vervolg word. En dan is die natuurlike vraag, die vraag wat op die lippe kom om te vra, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Psalm 10, die vraag waarom. Psalm 11, die vraag wat. En dan kom ons by die derde vraag in Psalm 12. En hier in vers 2, in die Engels in vers 1, word die vraag nie direk gestel nie, maar geïmpliseer. Red o Here, want daar is geen vrome meer nie, want die getroues het verdwyn onder die mensekinders. Help Here, want die goddelike mense, die Christene word net minder, gelowiges verdwyn. En die vraag wat Dawid impliseer is, Here, waarheen het al die goddelike mense gegaan? Dawid druk uit wat Elia ook later in sy oomblik van moedeloosheid uitgedruk het. In 1 Konings 19, jy onthou toe die Here vir hom daar die koelte gevra het, wat maak jy hier, Elia? Het hy geantwoord, die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek ook my lewe om dit weg te neem. Skokkend ook, hoe Middelburg gemeente se bywoning, kerkbywoning, minder geword het en gedaal het. Skokkend hoeveel mense, 50% van kerkdienste of byeenkomste bywoon. Waarheen het al die goddelike mense gegaan? Daar is ongetwyfeld oomblikke in ons lewe, wat ons ook sal dink, dat ons bondgenote teen ons veg, en dan voel u, ek staan alleen, ek is so alleen, waarheen het almal gegaan? En dan vers 3 en verder, hulle praat leuns, die een met die ander, met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig, mag die Here al die vleiende lippe uitroei, die tong wat groot praat, hulle wat sê, met ons tong is ons sterk, met ons lippe is met ons, wie is Heer oor ons? Dawid kyk rond, en hy sien net, skyn heiligheid om hom. Here, waarheen het al die goddelike mense verdwyn? En op hierdie punt is dit nie vir my, is dit maklik om te dink aan wat Paulus aan Timotheus in die tweede brief geskryf het. Dit was Paulus se laaste brief aan Timotheus gewees, sy seun in die geloof. Ook sy laaste geïnspireerde brief wat Paulus geskryf het. Hy gaan binnekort, soos ons verlede Sabbat gesien het, uitgegiet word as 'n drankoffer, en hy staan op die punt om sy lewe as 'n martelaar, wat sy lewe geoffer word vir die Here. En dan sê hy, Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het. Hoe baie jong mense verlaat ook die Here, omdat hulle die teenwoordige wêreld liefgekry het. Hy het na Thessalonika vertrek, en Crescens na Galasië, Titus na Dalmasië. Alexander die kopersmid het my baie aangedoen. En dan gaan hy voort in vers 16. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Ek weet nie of Paulus aan Psalm 12 gedink het nie,
maar dit is dieselfde sentiment wat Dawid uitgedruk het. Here, waar is al u mense heen? Waarheen het hulle verdwyn? Dit voel of ek nog die laaste een is wat staande gebly het. Psalm 10, die vraag waarom? Psalm 11, wat? Psalm 12, waarom? Waarheen? En dan kry ons in Psalm 13 die laaste en 4de vraag. En hierdie vraag is eksplisiet. Dit word 4 keer in die eerste 2 verse herhaal. Verse 2 en 3. Hoe lank, Here, sal u altyd deur vergeet? Hoe lank sal u vir my u aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyande hom oor my verhef? En dit is die algemene vraag wat ons ook het in tye van swaar kry. Hoe lank? Dat my dink toe ons as kinders was, as my pa, as ons met verlof gegaan het, en die lang pad van Windhoek na Swakopmund toe gevat het, of selfs nog langer, die pad van Windhoek af Port Elizabeth toe. En by die eerste draai, dan vra ons, hoe lank is dit nog? Want ons het die pad met swaar kry verbind. Dink aan hierdie 4 vrae wat die psalmis gevra het. Vrae wat natuurlik voorkom, wat natuurlik by ons opkom in tye van teëspoed. Normale vrae wat ons vra in tye van moeilikheid en as teleurstelling oor ons kom. En hoe sal u regeer wanneer mense na u toe kom en vra, hoekom, waarom het dit gebeur? Wat is ons veronderstel om te doen? Waarheen het al die goddelike mense gegaan? Hoe lank gaan dit nog voortduur? 4 vrae wat natuurlik voorkom. Maar dan kom die psalmis en ons wil nie net vrae hoor nie, ons verwag ook antwoorde. En hy kom en hy sê, daar is die antwoord. Jy sal opmerk, ek praat in die enkelvoud. Ons sou 4 antwoorde verwag het. Daar is dan 4 vrae, ons wil 4 antwoorde hê. Maar daar is 1 antwoord op al hierdie vrae. En die ironie is, dat elkeen van hierdie vrae wat gevra word, wat 'n vraag impliseer, nie een direk deur elke psalm beantwoord word nie. Vraag Psalm 10, vertel nie vir ons waarom nie. Psalm 11, verduidelik nie vir ons wat is veronderstel om te gebeur, of wat is ons veronderstel om te doen nie. Psalm 12 maak geen melding waar die godvreesende mense heen verdwyn het nie. En Psalm 13 swyg oor hoe lank dit gaan duur. Maar dan in plaas daarvan is daar 'n meer diepgaande en belangriker vraag om te vra. En al hierdie 4 vrae antwoord Dawid met 'n teenvraag. En dit is die antwoord op die vraag wie? Wie is ons hoop? Wie is ons toevlug en ons krag? Wie is die God op wie ons vertrou? Hy antwoord met nog 'n teenvraag. Die antwoord op die vraag hoekom, wat, waar, waarheen en hoe lank is fundamenteel beantwoord deur die antwoord op die vraag wie. Na wie kyk ons in tye van teëspoed? Op wie anker ons hoop en ons harte? Deur die vraag wie te beantwoord, kry ons antwoorde op al die vrae. Maar dan word die vraag en die antwoorde daarop eintlik vir ons irrelevant. Die Psalm begin met 4 vrae, maar dan sê hy, dit is eintlik vergete, dit is minder belangrik. My hoop is waarop ek my oë vestig, nie die omstandighede rondom my nie, maar ek vestig my oë op God. Daar word 'n verhaal vertel van Martin Luther. Jy almal weet Martin Luther, die 16de eeuse hervormer. Eintlik groot hervormer. Maar daar word vertel dat hy baie keer melankoliese tye van diepe moedeloosheid beleef het.
En dit was eintlik in een van daardie tye wat hy die lied geskryf het, lied nommer 61 in ons gesangeboek, A Mighty Fortress is our God, 'n vaste burg is ons God. Maar in elk geval, hy het moedeloos daar in die huis rondgeloop, en sy vrou kon net nie meer, soos sê, huishou daarmee nie. Sy kon nou net nie meer dit aanvaar nie. En sy besluit toe, sy trek aan asof sy na 'n begrafnis toe gaan. En sy trek haar rougewaad aan, en natuurlik in hierdie klein dorpie, waar Martin Luther die predikant was, of geestelike was, het hy geweet, was hy bewus, as daar iemand gesterf het. En omdat hy van niemand geweet het nie, vra hy vir sy vrou, wie is dood? Na wie se begrafnis toe gaan jy? En sy antwoord vir hom, God het gesterf. Nou soos Martin Luther hierdie evangelis en wat sterk gestaan het in kerkgeskiedenis, beantwoord hy en verdedig hy toe die alwetendheid en die ewige bestaan, die selfbestaan van Christus. Maar hy het nie ver gekom met sy redenasie nie, toe stop sy hom. Toe sê sy hom, wel, God moes gesterf het, soos jy hier in die huis, in moedeloosheid verkeer. Hy het dadelik besef wat aangaan, en uit daardie moedeloosheid ontsnap. Ek dink ons almal is bekend ook met hierdie. Moenie God vertel van jou groot probleem nie. Vertel jou probleem van jou groot God. Weer so advertentiebreek, as 12-jarige, toe ek Helderberg toe gegaan het. Vir die van u weet nie, Helderberg, hulle sê dis tweetalig, maar in my jare toe ek gekom het, was dit omtrent net Engels gewees. In elk geval, en my Engelse woordeskat, en hoe sê leraar Asherik altyd, true story, ware verhaal. My Engelse woordeskat het uit 2 woorde bestaan, yes en no. Die dag toe my ouers my gegroet het, het my pa vir my gesê, seun, as jy daarvan hou, dan sê jy yes. As jy nie daarvan hou nie, en jy stem nie saam daarmee nie, dan sê jy no. Maar glo my, ek het vinnig geleer, dat die English Oxford Dictionary baie meer Engelse woorde het, as net yes en no. Ek maar swaar gehad aan die begin met Engels. Julle moet dankbaar wees as julle tweetalig van groot geword het. In elk geval was dit my ambisie. Die koshuisvader se seentjie om daardie tyd, dink hy was so 8 jaar oud gewees. Hy was die eerste persoon wat ek raak geloop het op die kampus, toe ons daar gestop het. En voor my het hy met iemand gepraat in Engels. En toe hy my sien, hy het nie gevra wat die taal is nie. Hy het dadelik met my, hy het sy maar gesien hierdie ouetjie, dadelik met my Afrikaans gepraat. En dit was my ambisie. Ek wil ook soos hy wees. Ek wil ook kan Engels en Afrikaans praat. En ek het dit vir myself opgemaak, 'n doel gestel om my Engelse liedjie te leer. En die eerste liedjie in Engels wat ek geleer het, was How Big is God? How big is God? How big and wide is vast domain? To try to tell these lips can only start. Is big enough to rule the mighty universe, yet small enough to live within my heart. En hoe goed sal dit wees, indien ons in tye van swaar kry, probleme en uitdagings, die werklikheid besef van hoe groot 'n God ons dien. En hierdie psalms beantwoord die vraag wie, deur 4 karaktereienskappe van God vir ons voor te hou. Psalm 10, onthou jy die vraag van Psalm 10? Waarom? En hy kom en hy beskryf die soewereine krag van God. En indien jy vers 12 en 15 sou lees, sal jy daar lees hoe God die goddelose teenstaan, die hulpelose wese verdedig en die arms breek van diegene wat onderdruk. En dan vers 16, die Here is koning vir ewig en altyd. Die Here is koning vir ewig en altyd.
Die heidene het vergaan uit sy land. Here, U het die begeerte van die oogmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk, U oor sal luister, om aan die wese en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie. En die vraag wat gevra word, waarom? Maar Dawid draai dit om en hy sê nee, beantwoord die vraag wie? Wie is staan in werklikheid op die troon? God is koning vir ewig en altyd. Hy het in tye van teëspoed veg teen moedeloosheid. En ook as jy op die randjie van wanhoop staan, skep moed. God is in die hemel, hy regeer, hy is op die troon, nie net vir tyd nie, maar vir ewig en altyd. Psalm 10, die soewereine krag van God. Dan kom Psalm 11, en jy onthou die vraag wat daar gevra word, en hy sê in vers 3, hy begin eintlik in vers 3, deur die vraag te vra, en dan sê hy, dat as hierdie fondamente omgegooi word, wat sal die regverdige doen? En dan lees ons in vers 4, die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën, en gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. En let dan op vers 7, want die Here is regverdig, hy het geregtighede lief, die opregtes sal sy aangesig sien. Wat 'n bemoediging, in tye wanneer ons die oënskynlike suksesse van die goddelose sien en wat hulle beleef, om te besef, die Here is regverdig, moreel opreg en absoluut volmaak in wat hy doen. Hy is die definisie van geregtigheid. Hy is in sy heilige tempel en alles wat hy doen is reg. Sien u alreeds in Psalm 10 en 11 die bemoediging wat Dawid vir ons bring. Wanneer ons moeilike tye en omstandighede in die gesig staar, indien ons teëspoed en teenstand ervaar, wanneer ander u teleurstel en teen u gaan, vertrou op die Here. Hy is die een wat die mag het om op te tree, wat altyd sal optree in volmaakte ooreenstemming met wie hy is. Hy is die soewereine en heilige God. Maar daar is ook 'n derde eienskap, en dit vind ons in Psalm 12, die betroubare beloftes van God. En hier onthou die vraag wat geïmpliseer is in Psalm 12, waarheen het al die goddelike mense gegaan? Dan sê hy in vers 5, hulle wat sê, met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons, wie is Heer oor ons? Oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here, ek sal hom in veiligheid stel, wat daarna smag. Die Here beloof, ek sal nou opstaan, ek sal hom in veiligheid stel, wat daarna smag. En dan vers 7, die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal, u oor Here sal hulle bewaar, u sal ons bewaar van hierdie geslag. Ek hou van die klem, vers 6 kom en vertel vir ons van die beloftes van die Here, en dan vers 7, sy woorde is betroubaar, ons kan op hulle staat maak, vir hierdie lewe en vir altyd, want great is thy faithfulness, there is no shadow of turning with thee, thy compassions, they fail not. Wat 'n vreugde en vertroosting vir ons, wat in hierdie lewe so maklik vertroue verloor, en wat teleurgestel word deur mense, dat God nooit faal nie. God, wat Titus 1 vir ons sê, nie kan lieg nie. Daarom, geliefdes, skep moed en hoop in die wete, dat God sy woord gestand sal doen. Daarom het ons geen rede om te vrees nie.
Psalm 10 beantwoord die vraag deur te wys op die soewereine krag van God. Psalm 11 die regverdige volmaaktheid van God. Psalm 12 die betroubare beloftes van God. Maar dan sien ons ook in Psalm 13 God se genadige voorsiening. U sal onthou, hierdie Psalm het die vraag gevra, hoe lank nog? 4 keer herhaal hy dit. Hoe lank nog? En dan sê Dawid in vers 6, maar ek, op u goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor u juil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Wat 'n hoogtepunt vir al 4 hierdie psalms, wat Dawid fokus op die verlossing wat na ons toe kom, deur ons groot God wat ons aanbid. Sy barmhartighede, om vir ons genade te toon, sodat ons ook daardie verlossing kan beleef. Bepeins hierdie 4 psalms en die volmaaktheden, die eienskappe van God, wat hulle vir ons beskryf. Psalm 10, die soewereine krag van God. Hy het mag om teen die goddelose op te tree. Psalm 11, God se volmaakte geregtigheid, sy regverdige volmaaktheid. Hy sal altyd optree wat in ooreenstem met sy heiligheid. En Psalm 12, hy sal altyd sy beloftes nakom. Hy het beloof dat hy die goddelose sal oordeel, maar ook met u sal wees. Maar dan kom 'n volgende vraag by ons op. As God magtig is om sonde te oordeel, en hy sal, as hy heilig is om sonde ernstig op te neem, en hy doen, as God beloof dat hy sonde sal oordeel, en hy het en hy gaan, watter hoop is daar vir my en vir u as sondaars, tensy ons ook die genadige voorsiening van ons groot God, dat die Here Christus geregtigheid en barmhartigheid ontmoet het by die kruis, sodat ek en u onverdiend, ons verdien dit nie, maar ons het 'n volmaakte plaasvervanger, wat die boete betaal het, wat ons verdien het om te betaal, wat die straf op hom geneem het, vir ons sondes, dat hy weer opgestaan het, en sy volmaakte geregtigheid op ons rekening geakkrediteer het, sodat ons vergewe kan word, vergifnis kan ontvang, en in alles geregverdig kan word. Dan word die soewereine krag van God iets waarin ons kan verheug. Die regverdige volmaaktheid van God, 'n waarheid wat ons kan omhels. Die betroubare beloftes van God, die kern van ons hoop, en die genadige voorsiening van God, ons rede om op 'n manier te reageer wat heeltemal teen-intuïtief is. Elkeen van hierdie psalms begin deur paniek te beskryf. Dit fokus op 'n probleem, dit fokus op teëspoed wat met hoofletters, en dit wat op 'n oorweldigende manier op elkeen van ons afkom. Dawid word amper verdrink deur hierdie druk wat op hom plaas. Maar hy sê, nee, ek fokus nie meer op my probleem nie, maar op my groot God. En daarom word sy probleme nou iets om te prys, sy lot verander in 'n lied, en sy bekommernis in aanbidding. Met die gevolg dat hy nie eens aan sy probleme dink nie, want hy het 'n groot God wat al reeds oorwin het, wat oorvloedig handel met elkeen van sy kinders. Jy onthou dan Pilgrim's Progress, Christian en hoopvol wat daar in die kerker vasgevang was en gesê het, alas, what shall we do? En uiteindelik besef Christian, maar die oplossing, die antwoord het hy nog altyd by hom. Daar's 'n ketting om sy nek met 'n sleutel aan. Hy het nog altyd uit hierdie wanhoop en moedeloosheid die oplossing gehad. En hulle sluit die deur van hulle sel oop. Hulle sluit die deur van die tronk oop en van die kasteel oop en hulle is vry om te gaan.
Ek dink dit is leersaam vir ons, om in oomblikke, wanneer ons wanhoopig is, moedeloosheid beleef, ontsteld is, wanneer die lewensomstandighede net te veel vir ons geword het. En wanneer ons vra, hoekom gebeur dit? Wat is ons veronderstel om te doen? Waar het al die goddelike mense heen verdwyn? En hoe lank gaan dit duur? Om te kyk na die belofte van God en onthou dat ons 'n groot en ontzagwekkende God dien. God wat in die hemel is en doen wat hy wil. Sy soewereine mag sal die regter van die hele aarde nie doen wat reg is nie. Hy is regverdig in alles wat hy doen. Hy het regverdige volmaaktheid. Sy woord is betroubare beloftes. Ons het vanoggend, het Rian ook dit vir ons verduidelik. En hy sal genadig handel met elkeen van ons. Sy genadige voorsiening gee vir my en vir u rede om te sing. Vroeër vanoggend het ons stilgestaan by 2 Timoteus 4. En ek het veral by vers 16 gestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie. Paulus sê, maar almal het my verlaat. Maar dan dankie tog, hy het nie daar opgehou nie. Vers 17, maar, en hier kom 'n wending, 'n draaipunt, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee. Mag dit vir u en vir my en vir elkeen van ons wees, ook vir u wat Amsterdams is volgende jaar, dat die rots waarop u lewe en u bediening gebou is, Christus is. En wanneer winde van teëspoed waai, dat u nie sal vasstaan, net omdat u kan staan nie, maar omdat hy by u staan. Eens is beproewing en arbeid verby, dan sal ek my in die Godstad verbly. Dan sal ons in die Godstad verbly. Veilig tevrede aan Jesus se sy, deur al die eeue so heerlik vir ons. O, dit sal wees heerlik en bly, as hy dit gun dat ons voor hom sal staan, sal dit my vrede en my vreugde wees. Wil u dit nie ook u vrede en vreugde maak nie? Amen. Om af te sluit gaan ons saam staan en sing van lied nommer 425.
En nou mag die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader en die alomteenwoordigheid van die Heilige Seun, van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees, tot op daardie dag, wanneer ons in daardie vreugde voor hom sal staan. Amen.